Here, ons het 'n ongelooflike voorreg om die woord, wat ons glo is die woord van die enigste lewende God, wat regtig deur eeue gevorm is en geskryf is, en een sentrale boodskap het. God is liefde. God is 'n genadige God. God is 'n God wat vergewe. God is 'n God wat soek en red en nuwe lewe gee. Dis waarmee U besig is die hele tyd, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, tot vandag toe. En wat 'n ongelooflike voorreg het as ons nou hierdie woord in ons hand neem en glo, dis die waarheid. En dat U vir ons gesê, Jesus, dat U gaan ons nie alleen los, U gaan vir ons die Heilige Gees gee, en die Heilige Gees gaan ons leer en lei, en vir ons vertroos, en vir ons die waarheid bring. En daarom is die woord in die Gees, nou aan die woord, en ons vra dat U deur die woord en die Gees in ons harte sal praat, en ons sal hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons is die afgelope paar weke besig van die begin van die tweede kwartaal af, praat ons oor die impak wat Jesus gehad het, deur wonderwerke wat hy gedoen het. En ek het vir julle gesê, ons lees net deur Johannes se boek, ek gaan nou weer dit lees, maar hy sê, daar was baie wondertekens gewees, maar ek gaan net vir julle 8 wondertekens vertel, en die rede hoekom ek hierdie 8 vertel, dit het ons nou elke Sondag gelees, is dit. Hy sê, Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie is nou vir ons. Hy sê, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo. Dis die rede hoekom hy hierdie 8 wondertekens vir ons gedoen het, of geskryf het, sodat julle kan glo. Ons wat nou daarna luister, kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Dis die besigheid van God, is dat jy kan lewe hê in sy naam. Dis waarmee die hele Bybel besig is. Nou ons het so ver gelees, en ek gaan vir julle 'n kaart daarop sit, gee net vir julle 'n idee wat het gebeur met die eerste paar wonderwerke. Die eerste wonderwerk het ons gelees, waar Jesus water in wyn verander het, en dit was by Kana gewees, en Kana is in die noorde van Israel, Jerusalem is hieronder. Jesus het groot geword in Nasaret, so is naby sy tuisdorp. So toe die tweede wonderwerk het plaasgevind, ook by Kana, maar nie direk daarna nie. Hiervanaf is Jesus af Jerusalem toe, so 110 km, so 4-5 dae se stap, en hy die Paasfees gaan nou. En nog ons laas toe ons daaroor gelees het, is gesê, daar was geweldig baie wondertekens by die Paasfees, sodat mense oral hom begin volg het, en selfs toe hy teruggegaan het, weer terug by Kana uitgekom het 'n man in Kapernaum gehoor, maar hoor hierdie ou wat soveel wondertekens gedoen het, is daar, my kind is siek, en hy het self soontoe geloop na Kana toe, so 30-32 km, en vir Jesus gesê, maak my kind gesond, en Jesus gesê, gaan terug, jou kind is gesond. So hy het oor afstand hom gesond gemaak. Toe is hy weer af Jerusalem toe, so hy het gegaan vir 'n fees, ons weet nie of is die Pinksterfees, ek vermoed dit was die Pinksterfees, dit kan die Loofhuttefees, want hulle moes 3 feeste gaan bywoon het, maar het maak nie saak nie, hy het afgegaan soontoe, dit het ons laasweek oor gepraat, hy het op 'n plek gekom, wat die plek se naam is Bethesda, die plek van genade, die bad van genade, en daar het hy gegaan, en het 'n man gesond gemaak, wat 38 jaar verlam is. Maar nou is ons nou gaan lees, dit was hoofstuk 5 se laaste deel, en ek wil sê, dit was by vers 47, en hy eindig met 'n vraagteken. En dan begin hy hierna, as jy nou na die teks toe gaan, begin hy met hierna. Nou, van die vraagteken van die einde van hoofstuk 5, tot die hierna, is 10 maande. Het 'n klomp goed gebeur, maar ons gaan nou lees, wat daar gebeur het. Hierna, het Jesus na die oorkant toe van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. Dis maar net so inligting so by die kant. Die Tiberias was op daai stadium die keiser gewees, en so dit wys net wanneer Johannes hierdie ding geskryf het, dat hy dit baie laat geskryf het, en gesê, hoor jy, julle ken hom as Tiberias, maar ons ken hom as die see van Galilea. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan, en met sy disippels daar gaan sit.
Die Paasfees van die Jode was naby. Dis hoekom ons weer is weer 10 maande omtrent aan. Toe Jesus rondkyk en hy sien dat die groot klomp mense na hom toe aankom, het sê hy vir Filippus, so waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet? En hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om vir elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, wel hier is 'n seentjie met 5 garsbroodjies en 2 visse. Maar wat is dit nou vir so baie mense? En toe sê Jesus, laat hulle gaan sit. En daar was baie gras op daai plek en die mense het gaan sit. En die mans alleen was omtrent 5000. Daai tyd het hulle in mans getel, so jy kan eintlik gaan die som maak as daar klomp vrouens se kinders was, hoeveel was hulle, maar as net die mans alleen was 5000 gewees. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. En nadat die mense versadig is, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorbly, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het toe bymekaar gemaak en daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat al die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder op die berg gegaan, hy alleen. Nou kry die setting. Ek gaan vir julle net die setting weer lees. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. En Jesus het toe teen die berg opgegaan en sy disippels het daar gaan sit. En die Paasfees van die Jode was naby. Nou al wat ek sê is, hier het 'n klomp goed gebeur. Die klomp goed wat tussenin gebeur het, Jesus het afgegaan Jerusalem toe vir die fees, hy het weer teruggekom, nou sê hy in Galilea, sit vir ons daai kaart op asseblief. Ek dink daar's 'n kaart ergens, nee nog nie, wag nog eers. So wat hier gebeur het, in hierdie 6 maande, of hierdie 6 tot 10 maande, Herodes het vir Johannes die Doper doodgemaak. Die 12 disipels is deur Jesus opgelei, en hy het hulle uitgestuur en gesê, nou gaan julle na die mense toe, en nou gaan vertel julle vir hulle, dat die wêreld, dat Jesus, dat God, die koninkryk van God naby gekom het. Nou het hulle teruggekom, hulle het oral wonderwerke self gedoen, en hulle het self vir mense gaan sê, hoor die evangelie van God is naby. En nou is hulle moeg. Nou hoor wat gebeur, maar wat ek net wil so sê, dis die enigste, wel is een van die min plekke waar al 4 die Bybel verhaalskrywers, die evangelieskrywers praat oor dieselfde ding. Dis hoekom as Johannes hier so skryf, onthou Johannes het laaste geskryf, dan vul hy net so 'n bietjie aan, want daar's 'n klomp ander goed al klaar gesê. So ons weet baie wat hier gebeur het, baie meer as wat Johannes sê. Markus skryf daaroor, hy sê, daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het. So die Petrus, hulle kom terug, hulle is moeg, maar die mense hou net aan, kom daar na sy huis toe, want Jesus het by Petrus gebly, sodat Jesus en sy disippels selfs nie 'n kans gehad het om iets te eet nie. Hulle werk hulle oormik. Hy sê toe vir hulle, en dis die deernis van God, kom julle alleen saam na 'n stil plek en rus 'n bietjie. Maar nie die mense nie. Hulle is mos nou gerad deur hierdie wondertekens. Hoor wat gebeur. Maar hulle het in 'n skuit geklim, na die 'n stil plek te vertrek, waar hulle alleen kon wees. Maar baie mense het egter gesien en agtergekom waarheen hulle gegaan het. En hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom het. Toe Jesus uit die skei klim, kan jy nou dink, hy klim uit die skei en sê ons gaan nou net rus. Het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hoor wat maak hy? Hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. En toe sit hy hulle en hy sê vir hulle, nou gaan ek julle leer. Hy gaan hulle leer, en uitvoerig geleer. Lukas sê presies waartoe min of meer is hulle gegaan. Hy sê daarna het hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida, waar hulle almal kan wees. Nou kan ons gou die map opsit, die kaart opsit. So dis die noordelike deel van die see van Galilea. Hier links is Kapernaum, daai kant nou is nou vir julle. Daar's Kapernaum na bo, en dan Jesus het net omgery. Dit is net daai boonste punt wat hulle gery het, om uiteindelik te kom by 'n plek waar die feeding of the lamb, daar heel regs, daar's 'n berg en ons gaan hom nou sien,
en julle kan sien, daar's 'n stuk gras daarvoor, en daar lê die berg, as jy nou die volgende een kan opsit. Dis soos dit daar lyk. So Jesus het opgegaan met die berg, en toe hy daar kom, toe sien hy, maar hier is die mense al klaar. En daar's 'n lekker groot grasperk daar, of 'n groot, nie grasperk, maar plat aarde, waar hulle kon laat neersit het. En dis wat daar gebeur het. En dis die amazingste van God, die amazingste van Jesus. Hy is moeg, hy sê vir die ouens, ons het nou so hard gewerk, ons het nog nie eens geëet nie. Het moes vroeg in die oggend gewees het, want die mense het omgehardloop, en het seker tussen 2 en 3, 4 ure gevat, om aan die ander kant te kom, en Jesus hulle het oorgeroei, en daar kry hulle. Kan jy nou indink, hy is moeg, en dan sien hy die mense. En dan kyk hy na hulle, en sê hy vir hulle, ek het julle innig jammer gekry. En dan begin hy te preek, en dan vertel hy vir hulle van God, en dan vertel hy vir hulle alles, ons weet nie wat hy geleer het nie, maar hy is besig om hulle te leer. En dan gaan die preek aan, miskien kan ons dit vandag draai, tot die son sak. Maar dis wat gebeur. Toe die son begin sak, kom die 12 na hom toe, en sê, stuur die mense weg, dat hulle by die dorpe en die plase en die omtrek kan gaan slaapplek soek en gaan kos soek, want ons is hier op 'n verlate plek. So, die plek waar hulle was, as jy nou terugdink aan daai kaart, die linkerkant waar Kapernaum was baie bevolk, maar daai kant was amper niks mense gewees nie. En nou sit hierdie mense daar, en die disippels het nie eintlik vreeslik genade vir die mense, hulle sê, hoor, stuur die ouens nou weg. Hulle maar ergens gaan kos soek, ergens moet kyk of hulle 'n slaapplekkie kan kry. Dis nou eintlik nie meer ons probleem nie. Hoor wat maak Jesus? Hy sê, toe sê Jesus vir sy disippels, en dis hoe georganiseer God is, laat die mense in groepe van so wat 50 gaan sit, om te eet. En hulle het toe so gemaak, en hulle laat reg sit. En dan sê Johannes, daar was 5000 mense, 5000 mans, het ek nou gesê, so kom ons maak die som, as daar min of meer dieselfde hoeveelheid vrouens was, nou, dan, en kinders, kom ons werk op 12000 mense. Nou, ek weet hoe lang het dit gevat om 12000 mense te sê, sit, tel 50 gou groepie en 50, want hulle het seker gange gemaak, want Jesus het iets besig om te beplan. En dan sit hulle daar, en dan sê Jesus, dan is Jesus eintlik begin sy eerste les. En sy eerste les is vir Filippus. Nou Filippus het in Betsaida groot geword, en hulle is baie naby aan Betsaida, so dan vra Jesus, dis die logiese ding dat Jesus vir hom sê, toe Jesus so rondkyk, en hy sien hier groot klomp mense wat nou aan toe kom, sê hy vir Filippus, want hy het daar groot geword, so waar dink jy gaan ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? So jy ken ons nou die area, as jy nou hier rond sê, hoorie, waar kan ons eet? In Rockingham, of waar kan jy, Baldivis, dan kan jy sê, die ouens wat daar bly, kom ons vra hulle sal min of meer weet, waar eet die mense? En dis wat hy vir hom vra. Maar Jesus het dit gevra om te toets, hoor wat sê vers 6. Dit het hy gesê, om op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg, om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat gee nie. En dis die ding waarmee Jesus werk altyd. Hy werk met 'n onmoontlike situasie. Hier sit hierdie man, Filippus weet, dis onmoontlik. En dis hoe God hom toets, en die toets wat hy hom eintlik mee getoets het, is wat gaan hy reageer? En mens sou dink, hoe sou hy gereageer het? Want hy het 'n jaar en 'n half daar saam met Jesus geloop. Hulle was in Jerusalem waar hulle honderde wondertekens gesien het. Hy was daar toe die water in wyn verander het. Hy was daar toe daai man se kind gesond geword het. Hy was daar toe die lamman wat 38 jaar verlam was opgestaan het. Mense sou verwag dat die toets na hom toe sou kom en dat hy sou gesê het, my vra nie. Is Jesus. Jy kan enigiets doen. Hier is 'n God wat wonderwerke doen. Maar hy doen nie. En toe ek dit lees, dink ek, maar dis soos ek is. En dis ook soos jy is. Wanneer daar 'n onmoontlike situasie kom, dan val ons geloof bietjie plat. En al het hy al hierdie wondertekens beleef, al is jy waar met jou pad met die Here, baie keer is daar sulke situasies wat vir jou lyk is net nie moontlik nie. En dan sê Jesus, dan gaan Filippus aan, en dan dink ek dat hy uit sy somme begin maak. Maar ek dink sy brein het toe vasgehak op 200. Hy sê, 200 mense se dagloon, so as 'n mens 200 mense se salaris sal vat, as jy nou dink wat ons hier sou verdien,
en praat maar, kom ons werk, iemand wat by McDonald's werk, 'n jong dogter of seun, as jy dit vat as 'n minimumloon, en jy maal dit met 200 mense, gaan dit nog te min wees. Want die mense is net te veel. En hy sien onmiddellik al die onmoontlikes raak. Ek het toe ek nou daar gaan lees, dink ek maar, hy het 'n klomp onmoontlikes gemis, wat ek hom mee kan help, maar die een onmoontlike wat hy sien, hy sê, hoor jy, as ek nou moet dink aan al die geld, as ons 200 mense se dagloon gehad het, 200 denarii gehad het, dan, ons het dit nie, maar sê nou maar ons het dit, dan sou dit nog nie eens genoeg gewees het nie. So dis sy eerste probleem, hy sê ons het nie genoeg geld nie, en as ons genoeg geld gehad het, dan gaan in elk geval, dit gaan nog in elk geval nie genoeg wees vir die mense nie. Toe dink ek maar, as nog 'n derde probleem wat hy kon bygesit het, hy kon gesê het, maar luister, hier's nêrens 'n klomp winkels hier nie, al het ons die geld, waar gaan ons bakkers kry in hierdie plek waar ons bly? Ek weet hoe lyk dit hier, daar gaan nie genoeg brood wees nie, al het ons al die geld. Jy gaan nie genoeg brood wees. So dink ek, maar hy het seker nog nie daarin eers gedink nie, maar sê nou maar net, ons het hierdie brood, hoe lank sou dit gaan vat het, om oral te gaan vir 12.000 mense brood koop? Jy al gedink, hoe sou hulle dit gedra het? Was daar nog wat julle aan gedink het, wat se probleme daar kan wees? Dis net 'n onmoontlikheid. So, hoe lyk jou onmoontlikes? Dink gou aan die onmoontlikes in jou lys van onmoontlikes. Dan sit jy daar en jy sê, my huwelik dis onmoontlik, gaan nie regkom nie. My gesinsprobleme, as ek dink aan my kinders, en dis 'n onmoontlikheid. As ek dink aan my werk, as ek dink aan finansies, as ek dink aan die situasie van my mense in Suid-Afrika, dan lyk dit net, of ons sulke onmoontlikheid is, as daar sulke onmoontlikes is, dat ons net nie sal kan glo, dat God dit sal kan verander nie. En dis die probleem as ons pessimisties is. As jy pessimisties na iets kyk, dan val geloof weg. Want as dit onmoontlik. En toe dink ek moet 'n nuwe woord maak. As iemand 'n pessimis is, en hy's erger as 'n pessimis, dan sê hy onmoontlik is. Dis wie hy is. Hy kyk altyd hy's onmoontlik is. Hy's nie eers 'n pessimis nie. Hy sê, it's not gonna happen. Maar hy vergeet daar's God. En dis die eerste les wat hy wil leer. Wat hy vir ons deur Filippus se oë leer. Daar's altyd 'n moontlikheid. Want daar is altyd God. Die tweede les wat hy leer, is vir Petrus se broer, Andreas. Hy sê vir hulle, hy vra vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk, en nadat hulle gaan kyk het hulle gesê, 5 broodjies, en 2 visse. Nou dink ek, imagine ek nou, Jesus sê, gaan kyk 'n bietjie. Nou loop hulle daar tussen die mense deur. Wie van julle het kos gebring? Enigiemand wat vis het? Enigiemand wat brood het? Niemand nie. Dis wat gebeur het. En nou kom Andreas na hom toe, dan sê hy, 'n ander disipel Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier's 'n seentjie met 5 garsbroodjies en 2 visse. En dan, hy moes net daar gestop het. En dan vuil hy weer die toe, dan sê hy, maar wat is dit nou vir so baie mense? Dit gaan in elk geval nie werk nie. So dis die setting voor die wonderwerk gebeur. So wie is die rolspelers? Natuurlik is die hoofrolspeler Jesus. Ons weet, Jesus speel die hoogste rol hier. Want hy is die hele tyd besig met hierdie ding wat hy weet wat hy gaan doen. En dan die tweede rolspelers is die disippels, in die skare. En die skare het ek vir julle rukkie terug al gesê, daar's 'n klomp mense wat agter Jesus aanloop, vandag ook nog, die bewonderaars van Jesus. Die mense wat sê, Jesus is 'n wonderlike God. Kyk al die wonders wat hy doen. Want ons lees daar, hulle het agter hom aangehardloop, toe hulle sien, daar gaan die bootjie, en hulle sien in watter rigting vaar die bootjie, toe hardloop hulle om, en hulle sê, ons wil net nog 'n wonderwerk sien. Ons het wonderlike wonderwerke al gesien, maar ons het nog nie genoeg gehad nie. Ons bewonder hom. Nou toe kom hulle, en dis die tweede groep mense wat daar voor Jesus gewoonlik sit, en dan leer hy hulle. Dis die mense wat sê, ek hou daarvan om te leer by Jesus, maar dit verander nie regtig hulle lewe nie. So hierdie skare hardloop oor, want hulle soek nog wonderwerke. Die tweede ding wat ek by hierdie skare leer,
is dat hulle is nie baie voorbereid nie. Ek dink hulle het gedink dat hulle gaan die hele dag daar wees nie. Want hulle het gewag vir 'n wonderwerk. Hulle het sê, kom ons hol gou oor, en as Jesus aan die ander kant kom, dan gaan hy weer 5 wonderwerke doen, dan gaan ons terug en sê, wow, jy weet nie wat het Jesus nou gedoen nie. Dis waarvoor hulle gekom het. Hulle was glad nie voorbereid nie. Die derde rolspelers is die disippels. En ek wil sê, wat 'n teleurstelling. Hulle is my teleurgestel, arme Jesus. Want die eerste ding wat hulle sê, Jesus sê, ek kyk na die mense, en ek sien hulle is ongelooflik verlate, eensaam, hulle is mense wat soos skape is sonder 'n herder. Daar's nie deernis by die disippels, hulle sê, luister, stuur die ouens net weg asseblief, ons kan nie verder sorg nie. En dan het ons nou net gelees oor Filippus. Filippus se totale teleurstelling, dat hy glad nie die toets slaag nie, Andreas wat nie die toets slaag nie. En dan naas Jesus, die hoofrolspeler, die seentjie. Nou die Bybel sê, daar was 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Dis al. Maar ons leer so baie van dit oor daai seentjie. Ons leer dat hy, wel eerstens die Griekse woord vir die woordjie seentjie daar, beteken dus nog nie iemand wat 'n tiener is nie. So hy was tussen 8 en 12. Dis die seentjie se ouderdom of meer. Dis wat die woord vir ons sê, en die Bybel sê dit ook, 'n seentjie. Sê nie 'n seun of 'n tiener nie. Dis 'n jong mannetjie. Hy het nog nie sy bar mitzwa gehad nie, anders sou hy 'n ander naam gehad het. Dan sou hulle hom op 'n ander manier beskryf het. So hy's 'n jong seentjie. Dis die eerste ding wat ons leer. Die tweede ding wat ons vir hom leer, hy is waar Jesus is. Hy sorg dat hy by Jesus kom. Hy stel belang in Jesus. Hy het natuurlik saam met die skare gegaan, maar hy's daar waar Jesus is. Die derde ding wat ek leer, die volgende ding wat ek leer, hy was voorbereid vir die dag. Hy het 5 broodjies en 2 visse gehad. Nou weet jy of hy op pad skool toe was, en toe hy skool geslip het agter Jesus, en dit kan ook gebeur, dat hy nou wanneer toevallig al was met sy lunchbox, en toe gesê het, wel, ek gaan, hier gaan Jesus, ek slip skool vandag, dis dalk moontlik, wat hy gedoen het, maar hy was voorbereid. Hy is die enigste tussen al die skare, waar het julle brood, iemand iets gebring? Niemand het voorbereid nie, behalwe die seentjie. Dink ek, daarom vir sy ma sê, shout out to sy mam. Well done, dat jy ten minste gesê het, voor die agter Jesus aan haar, vat het vir jou broodjie, en ons weet nie hoe lang kan het vat nie. Well done, vir sy ma. Wie van julle het iets gebring om te eet vandag? Kerk toe. Nie een van ons het 'n verwagting gehad, dat die dalk herlewing kan uitbreek. En dat ons vanaand tot hier, hoe laat sit. En dalk môre nog hier wees, want as herlewing uitbreek, gaan ons nie huis toe nie. So jy maar broodjies saambring, met 'n verwagting, en sê ek hoop, vandag gaan die herlewing kom. En dan leer ek by hierdie seentjie nog 2 goed. Hy het geshare. Want ek sou net niks gesê het nie. As ek sien almal staan daar en sê, hoor jy, ons het niks gebring nie. Ek ook nie. Nee, hy steek sy hand op en sê, hoor jy ouens, ek het 5 broodjies. En dan word hy sy geloof. Dis die ding wat ek van hom leer. Daarom sê ek, hy is die hoofrolspeler. Hy het geloof om sy 5, kan jy dink, wat dink hierdie seentjie? Ek het 5 broodjies, maar ek weet wat het Jesus gister gedoen. Ek het gesien hoe hy wonderwerk gedoen het. So hier's my 5 broodjies en my 2 visse. Hy het geloof gehad. En ek dink in my mind, hy was daar toe hierdie wonderwerk plaasgevind het. En miskien is daar by jou ook so 'n punt waar jy voel, maar daar's nêrens vorentoe nie. Ek wil net vir jou sê, daar's altyd Jesus. Jesus is altyd daar. En dis wat hierdie seentjie beleef het. En nou wil ek hê, ons moet eintlik so 'n bietjie vorentoe nou sit. Jy moet nou so half begin inkyk, want nou gaan die wonderwerk gebeur. Die seentjie is daar, ek dink hy was daar die hele tyd, hy het die hoofsitplek gehad. Die disippels het rondgehardloop, hulle was waiters, maar hy seentjie, dink ek, het daar gestaan. En sit nou 'n bietjie vorentoe en hoor wat gebeur met hierdie wonderwerk. En daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank, en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die visse wat hulle wou hê. En nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorbly, sodat daar niks verlore gaan nie. En hulle het toe bymekaar gemaak, en daar was 12 mandjies vol met stukke
wat van 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Daar's geen fanfare nie. Daar's geen stem uit die hemel en sê, nou moet julle oplet wat gaan gebeur nie. Daar's nêrens 'n drumroll nie. Daar's nêrens 'n donderweerslag. Jesus vat 5 broodjies en 2 visse en hy skep. Dis wat hy doen. Hy het nie regtig hy visse nodig gehad nie. Maar ek dink die visse en die brood was vir daai seentjie. Sodat hy kan sien, wat kan God met geloof doen? En kan jy jou indink die broodjies wat hy gemaak het? Daai brood kom van, miskien dit ek eers van sy seentjie vergeet het. Hy was nog arm ook. Want die mense in daai tyd, as jy ryker was, het jy koringbrood geëet. So die arme seentjie het net garsbrood. Maar Jesus vat daai brood en nou maak hy brood. Daai brood het gekom van niks. Dit was nie geplant nie. Dit was nie geoes nie. Daar het nie ergens gas gegroei nie. En toe het mense dit geoes nie. En ergens het iemand dit geknie en gemaak nie. Definitief nie daai ma nie. Uit niks maak hy brood. En dan dink ek daai brood was net soos toe hy die wyn gemaak het, sê hy, waar kry jy die lekker wyn? Want daar staan, hulle het daai brood geëet, ek dink hulle het gesê, waar kom hierdie brood vandaan? Die brood was 100% verstadig. Hulle het geëet tot hulle vol geëet het. Sê, ek kan nie meer van hierdie brood kry nie. Dus ek kan nie genoeg van hierdie brood kry nie. En die visse, ons weer is klein vissies, dis nie een sardiens. Hulle het nie gekom van 'n mamma vis nie. Hulle het nooit geswem nie. Niemand het hulle gevang nie. En niemand het hulle gaar gemaak nie. Jesus het geskep. En toe ek dit snap, toe dink ek weet nou nie in die Bybel, ons weet hy het in die begin geskep, en hy het visse geskep, en hy het daar sardiens geskep, en miskien in sy hele bestaan daarna nooit weer nog nodig gehad om iets te skep, vissies te skep nie. Dink hy was in sy element. Ek skep 'n visie. En dan staan daar, hulle het van daai vissies geëet, totdat hulle versadig was. Hulle het nooit sulke lekker vis gehad, wat hy gemaak het nie. En toe niemand meer kon eet nie. En dis wat ek so hou van Jesus. Hy het nie geskreef vir ons, julle moet net minder eet daar so, en hier's nog baie mense wat moet kry nie. As die mense sê nog vis, dan sê okay, maak ek vir jou, hoeveel wil julle nog hê? Dan maak ek nog visies. Wat nie by mamma was nie, wat nie gevang was nie, uit sy hande gemaak. En as almal klaar geëet het, dan bly daar oor. En nou weet ek nie waar die mandjies vandaan gekom het, dit was 12 mandjies. Maar miskien het die disippels elkeen hulle goed in 'n mandjie gedra. So 'n sak of iets. En dan gee hy vir hulle kos. Hulle is daai oggend weg. Hulle het nog nie geëet nie. En dan sê hy vir hulle, nou eet julle. Dis vir julle kos, wat ek self gemaak het, vir julle. Dis die storie van hierdie wonderwerk. Die gevolg is, die mense het die wonderteken sien, het hulle gesê, hy is die werklike profeet, die iemand na die wêreld toe gekom het, en hulle wil hom met alle geweld koning gemaak het. Maar hy sê nie, ek kan nie. Hy gaan verder weg op die berg en hy bid. En dan gebeur die wonderwerk regtig eers. Want nadat Jesus die kos, die broodjies en die visse geskep het, is die mense huis toe. En volgende week se wonderwerk is toe hulle op pad was, het Jesus hom op die see verby hulle geloop en daar oorgegaan. Maar nou is dit die volgende dag. Hy het klaar op die see geloop en dis volgende week nou is hy daar en nou sit die mense weer. Hulle het gister genoeg kos gehad. Hulle het definitief weer kos gebring nie, want hulle seker gehoop hy gaan vir ons weer van daai lekker visse en broodjies maak, maar nou sit hulle en leer hulle. En hier's die les. Hy sê Jesus antwoord, dis 'n langerige stuk, beluister. Jesus antwoord hulle. Dit verseker ek julle, nou praat hy met ons. Want ek is seker, daai seentjie was daar, het weer skool geslip. Ek sê, ma, ek moet gaan hoor, wat sê Jesus, want ek het my oë gesien, hoe maak hy visse en broodjies. Ek moet gaan luister. En jy moet ook nou daar wees. Dit verseker ek julle. Julle soek my, nie omdat julle wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Maar julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie,
maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. En dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want die God, die Vader, het hom op mag toe, daartoe verleen. Hulle vra hom toe, so wat moet ons doen, wat God van ons verlang? Hy sê, wat God van julle verlang is, julle moet glo in hom wat my gestuur het. En hulle sê toe vir hom, dis al weer op hulle wondertekens, watter wonderteken kan u vir ons doen, sodat ons kan sien, en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hulle het aan die brood in die hemel, hy het aan hulle die brood in die hemel gegee om te eet. En dit sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle. Dis nie die Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gegee het. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld lewe gee. En hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. En Jesus sê toe vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe sal kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors wees nie. Dis die wonderwerk. En ek weet nie, ek dink daai seentjie was daar, en hy het dit geglo. En die vraag is vir jou en vir my, verstaan jy dit? Ek dink hy het dit verstaan. Hy het gesien wat gebeur het, en hy het verstaan dat hierdie Jesus is God, en ek wil van hom eet. Ek wil hierdie wonderwerk beleef. En dis die grootste wonderwerk, is dat mense wat weg is van God, versoen kan word met God, dat hy hulle sondes vergewe, en hulle die ewige lewe gee. Want hoor wat sê hy, dis die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. So, watter kategorie val jy? Is jy bewonderaar van hom? Loop jy saam met Jesus? Want hy is 'n wonderlike God, en hy is. Maar dit gaan nie ons lewe verander nie. Dit gaan ons net dat in bewondering staan. Ons gaan hierdie liedere sing en sê, wow, hy is so 'n wonderlike God. Of is ons van die luisteraars wat hierdie boodskap gehoor het, toe hy vir hulle gesê het, hoor die ouens, ek kom van God af. Ek is die brood wat die lewe gee. En mense sê, wow, wat 'n boodskap. Het verander nie jou lewe nie. Of is van hierdie wat sê, ek wil hê dat die boodskap van die brood van die lewe, Jesus, my lewe so sal impakteer, dat dit sal, die impak wat hy sal hê, 'n verandering sal bring in hoe ek lewe, dat dit sal waar word wat hier staan. Ek sal die ewige lewe hê, en ek sal op die laaste dag uit die dood opstaan. Die alternatief is, en dit het Jesus self gesê, hy sê in die laaste dag sal daar mense na my toe kom en sê, maar ons het vir u, ons het in u naam gepreek, ons het duiwels uitgedryf, ons het wonderwerke gedoen. En dan gaan hy sê, ek ken jou nie. Jy het my nie geken nie, jy het al hierdie goed gedoen in jou eie naam. Gaan weg van my af. En ek dink dis waar ek wil uitkom met hierdie boodskap, is om te sê, Jesus, ja, hy doen hierdie wonderwerk, terwille van jou en my, en dis hoekom Johannes het vertel, sodat jy vandag jy kan uitstap en sê, ek glo in Jesus Christus, en ek wil die lewe hê. So kom ons bid. Ja, dit moes 'n amazing prentjie vir daai seentjie gewees het, om te sien, wat doen sy stap in geloof. Hoe u visse gevat het, en geskep het. Vis wat nooit geswem het nie, wat uit die hande geskep is. Broodjies wat u gemaak het, wat so lekker was, dat mense net nie kon ophou eet nie. En die volgende dag het hy vir hierdie mense en vir daai seentjie seker ook gesê, as jy in my glo, sal jy die ewige lewe hê, en jy sal in die laaste dag opstaan, en vir ewig lewe. En ons het hierdie wonderwerk al baie keer gehoor en gesien. Vanoggend wil ons verby dit kyk,
En ons wil by die brood van die lewe stop. En sê, sonder die brood van die lewe is daar nie lewe nie. Is dit dood. En u wil dit nie hê nie. U sê, ek vertel julle hierdie wonderwerke, sodat julle kan glo, Jesus is die Seun van God. En sodat as julle glo, julle lewe kan hê. 'n Lewe wat vir altyd hou. En Vader, u weet hoe ons baie keer deur ons onmoontlike situasies gekonfronteer word. En ons net voel maar is onmoontlik, ek gaan nie hier uitkom nie. Mag ons vanoggend met moed hier uitstap om te sê, my onmoontlike situasie kan verander, want daar is altyd God. En God kan uit niks uit 'n situasie wat ek dink gaan nooit kan verander nie. Kan u skep. Want u is 'n skepper God. So ons bring ook ons onmoontlikes na u toe. Want u sal dit moontlik maak. Help vir elkeen van ons op eie geestelike pad. In Jesus se naam. Amen.